Vandag is die opstandingsdag van Jesus Christus. Ons kan net die Here loof en prys vir 'n dag soos hierdie. Hierdie is die dag wanneer die geskiedenis verander het. Die geskiedenis het letterlik in twee opgedeel met die geboorte en die dood van ons Here Jesus Christus. Hy maak 'n verskil in my en jou lewe. Ons kan vandag die vreugde, die blydskap, die oorwinning van die Here beleef. En ek is hier vandag om met jou iets te deel en te sê, toe die mense daar by die graf uitgekom het baie mense gedink dis verby. Baie mense het maar teruggegaan na hulle vorige lewens so en gesê daar is geen hoop nie. En ek moet vandag vir jou sê, moenie teruggaan na jou vorige lewe toe nie. Moenie teruggaan na dit wat nie meer werk nie en wat geen sin maak nie. Hierdie lewe het baie meer in as wat ek en jy kan dink. Ver bo wat ons dink, ver bo wat ons kan bedink. Die Here sê, bedink die dinge wat daarbo is, want die Here gee vir my en jou 'n plan wat groter is as hierdie lewe. Ek wil saam met jou bid vanmôre. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U vir die deurbraak, vir die krag, vir die heerlikheid, Here, vir die opstandingskrag. Mag U deur U Heilige Gees op hierdie oomblik, Here, 'n wonderwerk bewerk, Here. Mag die Gees van die Here op hierdie oomblik oor ons kom, Here. Mag die Gees van die Here ons opwek, sodat ons nuwe krag sal kry. In die naam van Jesus bid ek nou, Here, dat daar 'n deurbraak sal kom. Ek dank U, Here, dat die dood en die hel en die magte van die Satan val, Here, en dat daar oorwinning vandag in Jesus naam kom in hierdie gesprek, en ek eer U, Here, daarvoor. Amen. Wat 'n geleentheid is dit vandag. Sy seën, sy vreugde, sy oorwinning. Jesus het gesê, julle breek hierdie tempel af, maar in 3 dae bou ek dit weer op. As julle hom afbreek, sal ek in 3 dae dit doen. Hierdie is die lam wat geslag is. Van Genesis 3 vers 15 af, waar die belofte gemaak is, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. En julle ken die hele getuienis, en hy sê, hy sal jou in die hagskeen byt en jy sal sy kop vermorsel. Prys die Here, vandag is die dag wat ons vier, wat sy kop vermorsel is, wat gebreek is, wat die vyand gebreek is, die sleutels van die dood en die hel is geneem, en die gevangenes is vrylating gegee, sodat ons vir ewig saam met Jesus Christus kan wees. Ek moet vir jou sê, jy hoef nie meer in die stryd vasgevang te wees nie. Jy hoef nie meer in hierdie wêreld te sê, daar is geen hoop nie. Baie mense glo dit, baie mense dink daar is geen ander uitkoms nie. Ek en jy glo in die opstandingskrag van Jesus Christus. Die woord van die Here sê, dieselfde Gees wat Jesus Christus opgewek het, woon vandag in jou, en in jou lewe is die Gees van die Here daar. Ek moet dit sê, ek weet nie hoe belangrik is dit dat jy dit moet hoor nie. Op hierdie oomblik is die Gees van die Here besig om jou opstandingskrag in jou binneste te sit, vir jou die oorwinning te gee en die deurbraak vir jou te gee, soos nog nooit tevore nie. Die Here het jou tot hier toe gehelp, hy sal jou nie los nie, hy het opgestaan. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het, hierdie is die opstandingsdag wat ons vier. Ons mag die Here loof en prys, en ek wil vandag vir jou sê, ek wil saam met jou staan teen jou siekte, teen jou pyn, teen die dinge wat vir jou seer is. Jesus is geprofeteer in die Ou Testament. Elke profesie, elke woord van die Here het waar geword. Hoor dit vandag, hoor dit in jou gees vandag, dat die Here het vandag vir jou geprofeteer en gesê, hierdie Jesus sal kom, en hy sal lewe bring. Hy sal oorwinning vir my en jou gee. Hy sal vir jou 'n deurbraak gee. Hy sal jou nie begewe nie, en hy sal jou nie verlaat nie. Die woord van die Here sê, ons kan ons vereenselwig met die Here. Die Bybel sê, deur die doop in sy dood het ons saam geïdentifiseer met Jesus Christus. Saam het ons opgestaan, sodat ons in 'n nuwe lewe kan lewe. Die ou dinge het verbygegaan. Mag ek vandag so 'n bietjie praat oor hierdie woord, sodat. Jesus is daar sodat jy kan wen. Jesus is daar sodat jy kan glo. Jesus is daar sodat jy kan hoop kry. Jesus is daar sodat jou denke vernuwe kan word en jy vandag die blydskap van die Here kan belewe soos nog nooit tevore nie. Mag die Gees van God oor jou kom vanmôre, mag die krag van die Here vanmôre, sodat jy vanmôre sal weet dat Jesus lewe. Mag jou depressie wyk, mag jou kanker wyk, mag jou seer en jou siekte hoor vandag dat Jesus Christus het opgestaan en hy lewe vandag in jou tot in alle ewigheid. Sy vreugde, sy krag, sodat jy hoef nie meer te sê, daar is nie hoop nie. Jy hoef nie môre in te gaan nie. Jy hoef hierdie dag nie in te gaan met die wete dat daar is nie hoop nie. Daar is hoop in Jesus Christus. Daar is hoop in Jesus Christus. Ek wil jou gou vertel van hierdie twee verhaal
En dit is 'n beskrywing van die lewe en ek wil hê jy moet hieraan dink. Hierdie 2 babietjies is in die moeder se skoot. En al 2 die babietjies is 'n tweeling en terwyl hulle groot word, sê die een vir die ander een en hy sê, weet jy wat? Ek weet nie, maar ek het gehoor daar gaan een of ander stadium 'n geboorte plaasvind. Dit lyk my dan is dit die einde van ons. Hierdie lekker lewe wat ons nou het, hier waar ons nou is, waar ons so veilig is, waar ons so rustig voel, hier is die antwoord, ons moet vashou aan wat ons het. En die ander een sê, dink jy nie daar is dalk iets na geboorte nie? Dink jy nie daar is dalk 'n rede waarvoor ons 'n mond het en oë het en ore het nie? Ons hoef nie dalk in hierdie situasie te wees nie. Die ander een sê, weet jy, ek het nog nooit daarvan gehoor nie, ek het gehoor mense het dit gesê, maar ek glo dit nie, ek glo nie daarna geboorte is daar enige iets nie, ons het wat ons het. En die ander een sê, dink jy nie, ons het 'n moeder wat vir ons omgee en wat vir ons lief is nie, ek het gehoor ons het 'n moeder wat vir ons lief is. Die ander een sê, ag man, waar is hierdie moeder? Ek het nog nooit hierdie moeder gesien nie, ek het nog nooit hierdie moeder ervaar nie. En die ander een sê, weet jy, dalk is hierdie moeder reg om ons. Dalk is hierdie moeder daar, partykeer as ek so stil lê en ek wag en ek luister, dan kan ek iets hoor soos 'n gelag, ek kan hoor soos iemand wat met vreugde praat, en ek kan hoor daar is iets anders. En ek glo daar moet iets anders as die geboorte wees. Hierdie een ander sê, nee, moenie stupid wees nie, hierdie is al wat oorbly, daar is niks anders na geboorte nie. Na geboorte is verby, niemand het nog ooit teruggekom van daai kant af, om vir ons te verduidelik, dat daar is iets daarna nie. Dink 'n bietjie oor hierdie gelykenis. Dink 'n bietjie oor hierdie verhaal. Ek en jy weet, daar's iets na geboorte. Jesus Christus het vanuit die hemel uitgekom, vanuit die ander geboorte, die geboorte van die nuwe lewe in Jesus Christus. En daardie geboorte het hy gekom van daar ander kant af, en hy het my en jou kom haal, en het vir my en jou sonde kom betaal. En hierdie opstandingsdag, dit is die rede. Dit is die rede waarom ons kan aangaan. Dit is die rede waarom ons kan glo dat hierdie lewe is nie als nie. Hierdie lewe gaan verbygaan, vinniger as wat ek en jy dink gaan dit verbygaan. Hierdie lewe het meer want hierdie belofte wat God vir ons gee, dat daar kom 'n lewe en 'n lewe van oorvloed. Die Here sê die ou dinge gaan verby wees, alles het nuut geword. Hierdie begeerte, hierdie hartklop, as jy stil word en jy hoor hierdie stem en hierdie begeerte in jou wat sê, daar is meer. Daar is verseker meer in hierdie lewe. En ek vir jou sê vandag, die opstandingskrag is die bewys daarvan. Die opstandingskrag van Jesus Christus is die bewys dat daar is lewe. Glo saam met my vandag. Glo saam met my, wat help dit om te dink hierdie lewe is als? Soveel mense dink, dis maar al. Daar is geen ander hoop nie. Alles is nou maar net verby. Daar is net eenvoudig nie meer 'n lewe hierna nie. Dit is 'n streep wat getrek word, daar is geen hoop nie. Die opstandingskrag van die Here het daar die gees van die Here het hom opgewek en vir hom nuwe krag gegee. Hy het opgestaan uit die dood uit. Hy lewe vandag in jou, hy lewe deur jou, hy lewe om jou, hy lewe bo oor jou, hy lewe voor jou, hy gaan en hy maak jou pad vir jou gelyk. Hy het hierdie woorde beloof vandag, hy sal jou nie begewe en hy sal jou nie verlaat nie. Iemand moet hoor, die geknakte riet sal nie afgebreek word nie. Die lampet wat smeul sal nie uitgedoof word nie. Die Here is 'n waarmaker van sy woord. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy het gesê dit sal gebeur en al die profeseë van Genesis af het reg deur gekom tot op daardie plek waar hy verraai was, waar hy deur Pontius Pilatus hulle gevonnis was, waar hy deur die Jode doodgemaak is, waar die Jode, hy vir sy eie mense gekom het en sy eie mense hom verwerp het, en sodat ek en jy ook op die einde van die dag die evangelie kan hoor en kan weet dat daar is hoop. Glo vandag. En as jy dink dit is vir jou te laat, as jy dink jy dit te ver gevat al in jou lewe en jy dink die Here gaan jou weggooi, ek wil hê jy moet dit hoor, die Here gooi jou nie weg nie. Hierdie is jou boodskap. Hierdie is jou boodskap. Die Here het jou nie weggegooi nie. Die Here gee vir jou om. Die Here is lief vir jou. Hy staan by jou. Hy sal jou hand vat en hy sal jou lei na waters waar rus is. Hy sal jou neem na die oorwinning toe. Hy gee vir jou 'n plek. Daar is 'n hemel. Dis die opstandingsboodskap. Daar is hoop. Daar is vrylating van seer, siekte, depressie en pyn. Daar is oorwinning vandag vir jou te kry. Die genesing is by die Jesus Christus. Hy gee vir jou die krag en die sterkte. Jy kan dalk nie sien, maar in die agtergrond op die water
is daar bote. Daardie bote spandeer tyd vir weke lank om vis te vang. Hierso waar ek is, vang hulle tipe van 'n klein seekat. En ek weet vir jou, ek wil jou sê, dit is harde werk. Dis harde werk. En Petrus hulle, en al hierdie manne na Jesus, nadat hy dood gegaan het, nadat hy gesterf het, het hulle maar teruggegaan en hulle het maar weer gaan visvang. En hulle het gesê, is maar alles verby. Maar terwyl hulle visvang, toe sien hulle daar op die strand, toe sien hulle daar's iemand wat 'n vuurtjie maak. Daar die persoon het 'n vuur gemaak, 'n bietjie vis gebraai. En hulle het gaan sê, kom ons gaan kyk wat daar is. En terwyl hulle gegaan het, het hulle gaan kyk. En toe hulle daar kom, toe sien hulle, dis Jesus. Jesus het 'n vuurtjie gemaak en vir hulle vis voorberei. En ek wil hê jy moet iets hoor vandag. Dat dalk voel dit vir jou dat jy werk hard. Jy probeer jou bes. En jy dink, die Here sien dit nie raak nie. Die Here sê, ek maak 'n vuurtjie sodat jy by my kan kom staan. Nadat ek opgestaan het, is ek nie net daar om vir jou 'n evangelie, 'n teologiese rede te gee nie. Ek is daar om vir jou vuur te maak sodat jy kan warm by my kom staan. Ek is daar om vir jou vis te kom gee sodat jy kan lewe en dat jy kan oorwinning kry. En dalk moet ek dit vandag vir jou sê. Jy weet, as jy gaan kyk na die skepingsverhaal, was vis een van die eerste wesens wat gemaak was, eerste skepings wat gemaak was. Vis is die mense voorsiening. Die Here sê, ek gee vir jou hierdie vis, ek gee dit vir jou, jy moet daaroor heers. Vis is voorsiening. Ons sien dit oral reg deur. Ons sien dit in die visies en die broodjies. Ons sien dit hier dat die Here die vis gebraai het en hy het dit gegee het. En ek wil hê jy moet vandag weet, die Here voorsien vir jou. Die Here voorsien vir jou. Daar is vis, daar is 'n geleentheid, vat dit, eet dit, geniet dit. Jy sal nie net van brood alleen leef nie. Hierdie woorde wat die Here gegee het, sal hy vir jou deurgee. Daar is vir jou ook vandag. Jy sal nie net 'n visser wees wat daar buite vang nie, maar jy sal 'n visser van mense wees. Dis wat die Here sê. So gaan kyk 'n bietjie rondom vis, gaan lees 'n bietjie in die Bybel, gaan Google 'n bietjie, gaan lees 'n bietjie oor wat's die waarde van vis in die Bybel, en dan sal jy sien hoeveel verskil maak dit. Jy weet, julle ken die verhaal van Jona en die vis. Julle ken dit. Julle weet dat hy was besig om weg te hardloop, maar die Here stuur 'n vis, en daar die vis kom en hy neem hom, en hy gaan sit hom daar op die plek waar God hom wil hê. Ek wil hê jy moet vandag weet, terwyl Jesus daar die vis gebraai het op die see, daar by die strand, het sy disippels gekom, moedeloos. Hulle het geen hoop meer gehad nie, hulle het gedink hulle moet maar hulle ou lewe terugvat. Maar weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Die Here sê, nee, ek is jou voorsiening. Ek is jou voorsiening, kom stap 'n pad saam met my. Kom loop 'n pad saam met my. Ons gaan dit maak. Ons gaan dit maak, en ek wil hê jy moet hoor, jy gaan dit maak. Jy gaan dit maak. Jy gaan die vreugde van die Here beleef. Jy gaan die krag van die Here beleef vandag. Vandag is jou dag, staan op in Jesus naam. Ek wil vir jou bid, dat die Here se krag oor jou sal kom. Ek wil bid dat die Here se deurbraak op jou sal wees. Mag die Here vir jou 'n antwoord gee. Dalk in hierdie laaste tyd het die vyand jou aangeval. Dalk het hy probeer jou moed breek, man. Dalk het hy probeer om jou af te breek tot op die grond toe. Dalk het hy vir jou gesê, weet jy wat, dis nie meer die moeite werd om na hierdie geestelike boodskappe te luister nie. Jou gees sal dit nooit snap nie. Jy sal nooit die waarheid van die Here raak sien nie. Jy is maar net bestem om te verloor. Nee, nee, nee. Jy is bestem om te wen. Jy is bestem om te oorwin. Jy het die vermoë, God het die mate van geloof in jou gesit. Jy kan glo vandag en jy's 'n burger van die hemel. Jy het dit in jou. Staan op. Staan op. Staan op uit die dood uit. Staan op soos Jesus uit die dood uit gestaan het. Jy dieselfde gees in jou. Mag die krag van die Here oor jou kom vandag. Vader, in Jesus naam bid ek vir ons. Ek bid, Here, dat die krag van Jesus oor elkeen sal kom. Ek bid dat die deurbraak vandag sal deurkom. Here, daar's 'n ernstig in my gees dat ons die opstandingskrag in hierdie jaar sal beleef soos nog nooit tevore nie. Dat ons die vreugde van die Here sal beleef en die oorwinning sal beleef. Here, ons wil vir kanker sê, Jesus het opgestaan. Ons wil vir depressie sê, Jesus het opgestaan. Ons wil vir die dood en die hel en die siekte en die pyn en die seer en die moord en die diefstal en die krankheid van ons tyd sê, Jesus het opgestaan. Kom ons lewe vir die Here. Ek vra dit in Jesus naam. Ek bid, Here, dat iemand se gees vandag opgewek sal word, dat U Heilige Gees oor iemand sal kom vandag. Vader, in die naam van Jesus bid ek vir 'n bonatuurlike aanraking van U krag op hierdie oomblik, dat van hierdie uur af daar genesing deurbreek. Here, in hierdie oomblik, genesing sal deurbreek in Jesus se naam. En ek dank U daarvoor. Amen. And God bless. Baie, baie dankie vir die Here
dat ons vandag hierdie woord kon gebring het. Wat 'n voorreg om dit te kan doen. Baie, baie dankie aan elkeen wat hierdie werk ondersteun. En as dit vir jou moontlik is, die link is hieronder. Baie dankie as jy besluit om die werk van die Here te ondersteun. Mag die Here jou seën en mag God be with you. God bless you.